U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. My Pel Suidwes. Op universiteit kry studente byname wat vir sommige mense sin maak, maar vir ander duister bly vir altyd. Hoe dit ook al sy, sommige byname word later jou regte naam. As jy dink Transkaroo het soos myner geen verduideliking nodig nie, sal jy verkeerd wees. Transkaroo het van Durban afgekom en myner was nooit 'n regte myner nie. Suidwes het weer van Walvisbaai in Namibië gekom om saam met ons te studeer in die groot Johannesburg. 'n dorp waarvoor Suidwes so bang was soos vir die houtjie van die galg. In ons studente daar mag eerstejaars nie motors op kampus gehad het nie. Suidwes het egter spesiale vergunning gekry en daarna was die roomkleurige Datsun 1200 bakkie soort van permanent voor die koshuis geparkeer. Suidwes was altyd in die koshuis, selfs Vrydag en Saterdae-aande, want daar was te veel plekke waar 'n jong Namibier kon verdwaal, wegraak of verlei word in Johannesburg. Albei van ons het suiwer wetenskap bestudeer. Selfs op skool net die verstaan en leervakke gevat en niks van die baie huiswerk, handel en ekonomiese wetenskappe nie. My vakkeuses van fisika, chemie, wiskunde, geologie en geografie het nie baie tyd oorgelaat vir ander studentaktiwiteite nie, veral nie gedurende die week nie. Naweke was egter 'n ander storie, wanneer jy verlore tyd kon opmaak, deur by die koshuis te bly. Dit was altyd stil, veral Saterdag en Sondagoggende, en dan kon jy ekstra laboratoriumwerk inhaal of klaar kry. Of ook net 'n bietjie laat slaap. Dis in hierdie naweektyd wat ek vir Suidwes leer ken het, vriende en later groot pelle geraak het. Suidwes het microbiologie studeer met plant- en dierkunde. Seker om eendag 'n dieretuin of 'n groentetuin in Walvisbaai te begin. Want hoekom swat 'n mens dit anders? Ons vakkeuses het gelei tot 3 jaar van meestal dieselfde klas draf en saam rondloop op kampus en later die groot stad verken oor naweke met die Datsun 1200. Vir 2 jaar loop als op kampus soos 'n muis met slippers, sag en seepglad. Toe kom die skoknuus via Suidwes se kamermaat. Ons kort 'n krediet vir graadvang. Iets wat ons met al ons wetenskapkennis nie kon verduidelik nie, want daar is nie nog 'n vak wat ons kan neem nie. Maandag etenstyd gaan sien ons 'n adviseur by die dekaan se kantoor en ontvang nog skoknuus. Daar is toe baie vakke wat ons kan kies. Rekeningkunde? Nee. Statistiek? Hel nee. Bedryfsekonomie? Nee. Ons sien sommer wat hier aan die gang is. Hulle wil ons dwing om een van die baie huiswerk en leervakke te doen. Ons teken beswaar aan teen al die moontlike keuses, want ons roosters is vol, soos in tjok en blok, vol. Suidwes en ek voer al ons redes aan en begin gerus voel dat ons die stryd wen. Ons speel al die troefkaarte wat studente kan speel. Maar die adviseur glimlag net en hou aan met keuses voorstel. Die uitklophou is ekonomie 1B, waarvoor ons geen troef oor het nie. En so eindig ons woensdagaande van 8 tot 10 in aandklas. Tot op daardie oomblik het ons onskuldig geglo, die universiteit is saans gesluit behalwe vir die biblioteek. Ons aanvaar ons lot en daag op vir ekonomie 1B aandklas, saam met omtrent 1000 ander studente. Nog 'n skok vir 'n BSc student wat gewoond is aan klein klassies. Ons drama begin woensdag aand, so 8:15, iewers tussen een of ander bilaterale beginselgrafiek
of iets dergeliks soortgelyks daaraan. Toe Suidwes 'n nota vir my aanskryf wat sê, groot moeilikheid. Maak plan, vinnig. Ek lees en knip instemmend met my kop. Suidwes besef nie, ek maak al 10 minute lank planne nie. Ek was reeds besig om die aandklas nerd te soek. Iewers tussen al die klomp wat al werk in die dag, moet tog 'n nerd ook wees. Ek antwoord terug op die nota, soek nerd met notas. Suidwes lag en wys na die voorste ry. Die res van die aand beplan ek en Suidwes ons ontsnapping op notapapier heen en weer. Na die klas ontnigter die ekonomie nerd ons en gooi ons plan omver. Ons slaan dadelik oor na plan B. So begin ons soektog nog dieselfde Woensdag aand. Wie swat ekonomie? Waar kry jy ekonomie studente? Watter ekonomie student het hulp nodig? Tot ons groot verrassing is die antwoord omtrent elke ekonomie student. Die een krediet wat kort is toe nie net ons probleem nie, en ons besef dat ander studente weer ons geliefde wetenskapvakke moet kies. So begin ek en Suidwes ons eerste besigheid. 'n Floreerende finansiële sukses waar ons studente help met hoë kwaliteit notas en eksamenhulp in vakke, waaraan ons twee spesialiseer. Kort voor lank brei ons besigheid uit en sluit selfs notas vir rek, bedryfs en ja, selfs vir ekonomie in. Ons eerste tak word oopgemaak op die 5de vloer van die biblioteek en is Woensdag aande van 8 tot 10 oop vir besigheid waar kontant, referate en notas as betaling aanvaar word. Die twee van ons gaan skryf ekonomie 1 en eindig met finale punte in die 60s. Die wêreld kon nie beter nie, behalwe dat ons te veel besigheidsuitgawes by die geel apteek oor kan die universiteit maak op Germaanse bruisdrankies. Iets waarvoor Suidwes baie lief was van kleintyd af. Die dag toe ons finale punte uitkom, is ons by die geel apteek om Germaanse bruisdrankies te koop vir die laaste groot kuier van die jaar. Suidwes let op dat selfs 'n myner soms 'n haarsny nodig kry voor hy verdwyn vir Kersfees en so ruk ons met ons limonade drankies en al op na die 15de vloer van die koshuis. Ons drink bruisdrankies en Suidwes sny my hare terwyl die meeste ander studente reeds huis toe is. Na die haarsny dra ons alles wat ons besit af karre toe en pak die blou Mazda en die cream Datsun. Ons groet met groot planne vir ons besigheid die volgende jaar. Ons sluk ons laaste voggies. Ons lag saam oor die ekonomiese beginsels wat ons geleer het in 2 ure van ekonomie 1 en vertrek huis toe. Indien ek daardie oggend besef het of geweet het dat hierdie groet die laaste keer is wat ek haar ooit weer sou sien, sou ek haar baie beslis beter gegroet het.